Ag, het maak my hart so bly so, julle kindertjies sommer hier voorkom sit. Môre aan julle almal. Is julle bly om hier te wees? Ek is so bly julle is hier so. Julle het vanmôre vir julle iets saamgebring. Ons gaan vanmôre preek oor Jesus wat versoek word in die woestyn. En wie van julle kan onthou, wat was die eerste ding wat die duiwel vir Jesus gevra het, wat hy moet doen? Wie van die groot mense kan onthou? Ek sê julle moet op Bybelskool toe vat. Kan ek vir julle 'n hint gee? Hy moet klip in brood verander. Nou dink julle dis moontlik om hierdie stuk klip in brood te verander? Het julle al klippe geëet? Ja. Het julle al gelek aan hulle? Geproe? Het julle gesien diere doen dit? Bokke en skape doen dit baie keer, olifante ook. Selfs die grond, hulle sê daar's baie minerale hierin. En baie keer te mense doen, of wie wil probeer? Niemand van jy, ek ook nie, want hierdie klip het ek langs die pad opgetel. Ek weet nie wie daar geloop nie. Maar die duiwel kom by die Here, en die Here het vir 40 dae gevas. Wie van julle weet wat is vas? Wie van julle kinders weet wat het is om te vas? Nie was nie, julle weet dalk wat het is om te was, maar vas. Vas beteken om eintlik nie te eet nie. Vir 'n lang tyd. Wie van julle het al vir 'n hele dag nie geëet nie? Niemand van julle nie. Wie van die groot mense het al vir 'n dag nie geëet nie? Dis bietjie moeilik, nee. Sê veral as jy vir die yskas verbyloop en dan maak hy yskas vir jou so. En sê hy kom hier. Party mense vas vir baie lank. Partykeer ek vas gereeld. En partykeer doen ek 'n vas vir 3 dae lank. 72 uur. 3 dae. Wie van julle het al vir 3 dae nie kos gehad nie? Dis moeilik. 'n Mens raak so 'n bietjie geïrriteerd. 'n Mens raak so 'n bietjie knorrig vir die eerste ruk, en dan raak 'n mens 'n bietjie honger, en as jou maag so begin, daai wurmpies eers so begin rondrol, en jy hoor so grrrr in jou maag, dan weet jy, dit raak nou erg. Maar Jesus het vir 40 dae niks geëet nie. Hy was in die woestyn gewees. Nou moet jy dink het, hoe voel Jesus na 40 dae? Ek gaan julle uitdaag, probeer net om vir 1 dag, nie ontbyt en nie middagete te eet nie. En dan kyk julle of julle dit kan regkry. Op 'n Saterdag, as julle nou by die huis is, julle mag water drink, maar jy mag nie iets eet vir ontbyt en vir middagete, en eet eers vanaand as pa braaivleisvuur aansteek, dan mag julle braaivleis eet saam met hom. En kyk of julle dit kan doen. As julle verstaan hoe moeilik dit is, dis baie moeilik. En nou kom die duiwel by die Here, en hy sê vir die Here, Here, maak van hierdie klippe, maak van dit brood. Jy is mos honger. Maak van dit brood. Dan kan jy jou honger les, dan kan jy lekker eet, en dan sal alles reg wees. Wat dink jy, kan Jesus dit doen? Ja, want hy is God, nee, hy kan dit doen, dis nie vir hom onmoontlik nie. Maar die probleem is, dat Satan, as 'n mens gaan lees in die Bybel, dan staan daar eintlik, hy sê vir hom, as jy die seun van God is. Hy eintlik wil so 'n bietjie twyfel trek, of Jesus werklik die seun van God is. Hy sê vir hom, as jy die seun van God is, verander die brood in klip. Maar Jesus is baie slimmer as die duiwel. En wie van julle weet wat het hy vir die duiwel geantwoord? Hy sê vir hom, 'n mens kan nie net van brood alleenig, ook nie van klippe, mens kan nie van brood alleenig lewe nie. Maar mens leef van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Hoe kan 'n mens van woorde leef?
Kan 'n mens van woorde leef? Nee, dis nie 'n liggaam, dis nie fisies leef nie, maar dis geestelik leef, hier binne in jou hart. Kan ek net leef as ek hoor wat die Here vir my sê. En as ek luister na wat die Here vir my sê en doen wat die Here vir my sê, dan kan ek ware lewe hê. En dit is wat Jesus vir die duiwel antwoord. So, baie keer kry ons ook versoekings. Wie van julle is al versoek? Toe ons kinders was, julle sal nie meer onthou nie, maar ons het sulke skoolbanke gehad. Wie van die ouer mense onthou daai skoolbanke? Hy het so 'n stoeltjie gehad wat jy so opgeslaan het, en dan was hy so skuins gewees, hy het so 'n klappie gehad, en onder was daar 'n boksie waar jy goed kon insit, en dan het hy hier in die hoekie, het hy 'n gat gehad. Nou die heel ou mense, soos tannie Sina sal onthou, daai gaatjie was gewees vir 'n inkpot. Nou ons het nou nie meer inkpotte gebruik nie, want ons het nie met 'n vulpen of met 'n vulpen geskryf nie, nee. Maar weet jy wat het ons gedoen? Nee, ons is baie stout gewees. As al meisie met lang hare voor jou gesit het en sy het 'n vlegsel gehad, het jy die vlegsel deur daai gaatjie gedruk. En dan het jy 'n potlood deur die vlegsel gesit. En dan kon sy nie opstaan nie. Maar dit is wat die duiwel doen. Hy versoek 'n mens, hy sê vir mense, wees bietjie stout, doen bietjie iets stout, trek bietjie daai meisie se hare, trek bietjie daai seentjie wat daar om die hoek kom. En as ons luister, dan doen ons wat Jesus nie wil hê ons moet doen nie. Dan is ons ongehoorsaam aan die Here. So ek was baie keer so stout gewees toe ek nog klein was, maar gelukkig het ek 'n bietjie slimmer geword. Ja, het 'n bietjie slimmer geword, nee. Maar partykeer gebeur dit nog met ons almal van ons wat hier so sit, al die mense. Partykeer kom die duiwel en hy versoek ons net so bietjie. Hy sê vir ons, ag nee, maar daai is nie so erg nie, moenie worry nie. Want hy het al begin daar in die tuin van Eden, het hy al vir Eva gesê, het die Here regtig gesê? Het die Here regtig dit gesê? En so het hy by Jesus ook probeer om te sê, het God regtig dit gesê? As jy die seun van God is, laat hierdie klippe brood word. Maar ons moet altyd vir die Satan antwoord, soos wat Jesus geantwoord, om te sê, die Bybel sê, nee, jy mag nie. Jy sal nie net van brood leef nie. Die Bybel sê, nee, ek moet luister en gehoorsaam wees aan die Here. Dis so die enigste manier hoe ons versoekings in ons lewens kan oorwin. En kan reg begin leef, want dis wat die Here wil hê ons moet doen.